Goeiemôre broers en susters. Baie welkom by ons erediens vanoggend. Dis 'n besondere voorreg vir ons om ook vanmôre na die proefpreek van ouderling Piet Bloem, binnekort dominee Piet Bloem, maar nog nie heeltemal nie. Te luister, Piet is vir baie jare van 1983 af lidmaat van ons gemeente en is ook 'n besondere voorreg om hom vanmôre hier te ontvang en na hom te luister. Ons sê vir Piet en vir die familie, almal wat hier is om na pa en oupa te luister, sê vir julle ook baie welkom. Goeiemôre gemeente. Ook van my kant af hartlik welkom hierso. Mag ons vanoggend werklik beleef dat ons 'n ontmoeting met God het. Ons is tans volgens die kerklike jaar by die 5de opstandingssondag. Dit dui volgens ons kerk se diensboek op 'n uitbundige feestyd. Ons vier fees, want Christus het opgestaan. Hy het die dood oorwin. Ons toetrede lied is gesang 175 vers 1. Mag wat ons sê en wat ons dink tog vir U aanneemlik wees, Here ons rots en ons verlosser. Gemeente, mag die genade en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die Here en van die Heilige Gees met ons wees. Amen. Kom ons antwoord op die groet van ons Here. Kom ons sing tot die lof van God, die Vader uit Gesang 188 vers 1 en 3.
God sê, my oortredinge ken ek en van my sonde bly ek altyd bewus. Dit kan ons alleen ontdek as ons met alle erns ons lewe meet aan God se wet. Kom ons doen dit deur te luister na die eise wat Jesus Christus aan ons stel. Daar was 'n wetgeleerde wat aan Jesus 'n strikvraag wou stel. Hy staan toe op en vra, meneer, wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry? Jesus sê vir hom, wat staan in die wet van Moses geskrywe? Wat lees jy daar? Hy antwoord, jy moet die Here jou God lief hê, met jou hele hart, met jou hele siel, en met al jou krag, en met jou hele verstand, en jou naaste soos jouself. Voor hierdie eise staan ons almal skuldig. Kom ons bely saam met die psalmdigter, teen U alleen het in U is. In 1 Johannes 2 lees ons, as een van ons sondig, het ons Jesus Christus, die regverdige, as voorspraak by die Vader. Hy is die versoening vir ons sonde, en nie net vir ons sonde nie, maar ook vir die hele wêreld. Kom ons bely ons geloof deur saam te sing uit Gesang 260 vers 1 en 11. Ek glo vas in God die Vader. Baie dankie vir hierdie voorreg om as 'n gemeenskap van gelowiges hier byeen te wees, om U naam aan te roep, om U lof te besing. Here, hoe kan ons ooit sê, hoe kan die prediker ooit sê, ek pleit vir U hulp en genade, Here, om hierdie erediens te lei, en dankie dat ek weet U is met my. Here, hier sit vanoggend mense waar daar dalk iets swaar op hulle gemoed druk. Daar is dalk verlange, dit is dalk eensaamheid, dit is dalk behoefte wat nie vervul kan word nie. Here, gaan met daai mense, maar as ons dan sê, gaan met hulle, dan is dit ook 'n verantwoordelikheid op ons. En lei ons ook, Here, om binne ons vermoë te help waar ons kan. O Heer, gaan in hierdie erediens, werk deur die Gees in ons, sodat ons geloof in U opnuut gewek en versterk sal word.
Dit bid ons net in Jesus Christus se naam alleen. Amen. Gemeente, ons skriflesing is uit Johannes 21 vanaf vers 15 tot 19. Petrus kry opnuut sy opdrag. Toe hulle klaar geëet het, vra Jesus vir Simon Petrus: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief, meer as hulle hier? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Laat my lammers wei. Jesus vra hom weer 'n tweede keer: Simon, seun van Johannes, het jy my baie lief? Ja, Here, antwoord hy hom. U weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Pas my skape op. Jesus vra hom 'n derde keer: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus het bedroef geword, omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: Here, u weet alles. U weet dat ek u lief het. Hy sê vir hom: Laat my skape wei. Dit verseker ek jou, toe jy jonger was, het jy self jou klere vasgemaak en gegaan waar jy wil. Maar wanneer jy oud is, sal jy jou hande uitsteek en iemand anders sal jou vasmaak en jou bring waar jy nie wil wees nie. Dit het Jesus gesê en daarmee aangedui deur watter soort dood Petrus God sou verheerlik. Daarna sê hy vir hom: Volg my. Tot sover ons skriflesing. Gelukkig is elkeen wat die woord van God hoor, dit oordink en daarvolgens lewe. Ons sing vervolgens uit Gesang 258, vers 1 en 2, voor die prediking. Terwyl ons hierdie gesang sing, dan kan die jongspan uitbeweeg om saam met Tannie Letitia na die kinderkerk te gaan. Hulle gaan vanoggend my identiteit in Christus hanteer. Gesang 258 vers 1 en 2. Vreugdevolle tijden, bron van hart verblijden, evangelie woord van lig en lewe, terug ons hartse strewe, as bevrydingsvoer. Deur sy Gees laat God dit wees, woorde van my openbaring, van sy huis verklaring. Luister ons aandagtig, skuig ons woorde kragtig, tussen kwaad en goed. Van ons skuld vergewe, aan ons voluit lewe, vry deur Jesus bloed. Alle eer aan God die Heer, bo verwagting, bo gelede, skenk hy ons sy vrede. Gemeente, hoeveel kanse is ek en jy bereid om aan iemand anders te gee? Dit wanneer iemand jou kwaad gemaak het, teleurgestel het, jou leed aangedoen het, en dat vir jou voel, maar jy kan daai persoon iets aandoen. Ek voel, hierdie ou nooit kan vergewe nie, vir dit wat hy gedoen het nie. Kyk, ek en jy kan iemand dalk 1 of 2 kanse gee, maar by Jesus Christus is daar altyd 'n nuwe kans.
Nou van die jong mense sal dalk nou nie weet wie is Hansie Cronje nie. Daar is ook van hom 'n Netflix film gemaak. Maar in die jaar 2000 was Hansie Cronje betrek gewees by 'n wedstrydknoeiery. Hy was die Protea kaptein van die cricketspan gewees. Hy het aanvanklik alle beweringe teen hom ontken. Maar later het hy openlik erken hy het 'n fout gemaak. En hy was betrokke gewees by ongeruimthede, by onreëlmatige aktiwiteite. En hy het op 'n emosionele wyse berou getoon. Ek dink van ons kan nog onthou die beeld op die televisie waar hulle gewys het maar hoe sit hy en huil. Hy het werklik berou gehad. Hierdie erkenning en berou het gelei tot 'n mengsel van reaksies. Terwyl sommige mense hom nie kon vergewe vir wat hy gedoen het nie, het ander gevoel maar hy was eerlik geweest en hy verdien nog 'n kans. Maar teenoor wie moes hy werklik berou betoon? Hansie Cronje se verhaal toon aan ons die kompleksiteit van menslike foute en die pad na vergifnis en herstel. Dit is sekerlik ook wat met Petrus gebeur het. Ons teksvers is Johannes 21 vers 17. Hy sê die derde keer vir hom: Simon, seun van Johannes, het jy my lief? Petrus was bedroefd omdat Jesus hom 'n derde keer gevra het jy my lief? En hy antwoord hom: weet dat ek hier. Jesus sê vir hom: laat my Jesus het vir sy disippels gewaarsku dat hy gevange geneem gaan word. En hy het ook vir hulle gesê dat hulle almal hom gaan verlaat en hom in die steek gaan laat. Petrus het toe vir Jesus gesê, maar hy sal hom nooit verlaat nie. Selfs al moet hy sterwe, sal hy saam met Jesus sterwe. Hy sal hom nooit verloor nie. Jesus word gevange geneem en hy word na die hoëpriester Kajafas, die Joodse hoëpriester Kajafas geneem om verhoor te word. Hulle wou hom skuldig bevind aan kettery. Petrus is in die binnehof en hy is daar by 'n vuur. In Engels praat hulle van 'n charcoal fire, sê nou maar 'n houtskoolvuur. 'n Diensmeisie kom daar verby en sê vir Petrus: maar jy was mos saam met Jesus die Galileër. En sonder om te blik of te bloos ontken hy dit. Later kom daar 'n ander diensmeisie by hom verby en sê: maar jy was mos saam met Jesus van Nasaret gewees. Jy's een van hulle. Nou staan Petrus daar by die uitgang van die binneplein van die hoëpriester. En die diensmeisie sê vir die manne wat daar staan: maar hierdie man was een van hulle. En daai manne sê: dit is waar, mense kan dit nie in spraak hoor. En Petrus vererg hom. En hy vloek en hy sweer. Hy ken nie vir Jesus nie. Die haan kraai en Petrus besef wat nou net gebeur het. Hy maak oogkontak met Jesus wat weggelei om verhoor te word. Kan jy jou voorstel hoe Petrus moet voel? Toe hy die haan hoor kraai. Hy onthou Jesus se woorde. Vandag nog, in hierdie nag, voor die haan kraai, gaan jy my 3 maal verloon. Hierdie gebeure vind plaas op 'n stadium waar Jesus Petrus ondersteuning die nodigste gehad het. Skielik besef hy wat hy gedoen het en hy voel soos 'n skurk. Hy was veronderstel, die leier van die disippels, die rots, om Jesus te ondersteun. En nou is dit juis hy wat Jesus verloon. Hy gaan buitentoe en begin bitterlik te huil. Hy het berou vir wat hy gedoen het. Aan wie laat dit wat nou net hier gebeur het jou dink? Aan Judas?
Judas het Jesus verraai. Petrus het Jesus verloon. Is daar nou werklik verskil in skuld? Toe Judas agterkom uit Jesus wat hy gedoen het, wend hy hom na die hoëpriester en die ouderlinge. Hy gee selfs die 13 silwerstukke terug. Kan jy glo, dit is wat Jesus vir hom werd was, 13 silwerstukke. Hy gee dit terug. Maar daai mense wil niks met hom te doen hê nie en hy gaan hang homself. Hy, die verraaier, het hom nie tot Jesus die verlosser gewend nie. Wat dink julle sou met Judas gebeur het as hy soos Petrus berou getoon het en hom tot Jesus Christus gewend het? Petrus het berou getoon en hy het bitterlik begin huil. Hierdie berou was teenoor Jesus omdat hy teleurgestel was en hy is vergewe. Vergifnis is 'n gawe van God. En ons word nie uit goeie dade gered nie, maar slegs uit genade en deur ons geloof in Jesus Christus. Dit geld vir Petrus en dit geld ook vir ons. Dit is die verskil. Petrus maak homself uit die voete na dit wat gebeur het, en hy selfs nie eers tussen die skare toe Jesus gekruisig is nie. Hy is skaam. Hy het sy Here in die steek gelaat. En hoe kan hy nou regmaak? By die eerste geleentheid waar sy geloof getoets word, dop hy die toets. Hy besef hy het vir Jesus ongelooflik teleurgestel. Gebeur dit nie ook soms met ons nie? In 'n oomblik laat ons oordeel ons in die steek en ons verloon vir Jesus. Is ons soms dalk te skaam om te erken dat ons Christene is? Of te skaam om met Christelike waardes op te tree? So verloon ons ook vir Jesus. Ons moet altyd op God vertrou. Hy sal ons nooit in die steek laat nie. Jesus verskyn 3 maal na sy opstanding aan die disippels. Die aand na sy opstanding, die Sondag aand, toe 8 dae later, toe Thomas ook by was, en nou hier by die meer van Galilea. Die disippels is besig om vis te vang. Hulle het die hele nag gevang, maar niks gekry nie. Toe dit begin lig word, het Jesus op die strand gekom en hy het begin vis braai. Hulle het nie geweet dis Jesus nie. Jesus het hulle aangeraai om hulle nette aan die ander kant van die skei te gooi, en skielik het hulle baie vis gevang. Hulle erken vir Jesus op die strand wat besig is om vis te braai. Toe Petrus, die impulsiewe man, besef dis Jesus, trek hy sy hemp aan en hy spring in die water en hy gaan na Jesus toe. Jesus nooi ook die ander disippels om saam met hom brood en vis te eet. Nou brood en vis vir ontbyt mag dalk vir ons snaaks klink, maar in daardie tyd was dit stapelvoedsel gewees. Petrus het by die vuur kom staan, want sy klere was nat en hy het koud gekry. Hy het daar by Jesus gestaan. Jesus weet wat gebeur het, en hy weet hoe Petrus voel. Petrus voel skaam, en hy is nederig hier voor Jesus, na dit wat hy gedoen het. Jesus ken Petrus se hart, soos hy ook elkeen van ons se harte ken. Maar daar was 'n saak wat met Petrus uitgesorteer moes word. Hy sê nie vir Petrus, ek is klaar met jou. Jy het jou kanse gehad en jy het dit opgemors nie. En hy los ook nie vir Petrus dat hy in selfverwyd ondergaan. Want dit is mos nie hoe God werk nie. Al het ons verbrou, ons kan na ons redder toe gaan. God is altyd daar om te luister en om ons te vergewe. So lief het hy ons dat hy sy enigste seun gegee het sodat ons nie verlore sal gaan nie. Al het ons verbrou, ons kan na ons redder toe gaan. God is altyd daar om na ons te luister en om ons te vergewe. Jesus kom na Petrus. Hy soek hom op daar waar hy vis vang. En daar voor die ander disippels gee hy Petrus 'n kans om reg te maak wat hy verbrou het.
3 maal vra hy vir Petrus of hy hom lief het, meer as hulle hier. Nou daai meer as hulle hier, dui op die disippels, op sy skei, op sy lewe as 'n visserman en sy passie daar. Is hy bereid om sy passie prys te gee vir Jesus? Is ons? 3 maal antwoord Petrus hartroerend: Ja, Here, U weet dat ek U liefhet, meer as almal hier. Die laaste keer was Petrus selfs bedroef geweest, omdat hy 3 maal dieselfde vraag gevra word. Hy moes sekerlik ook onthou het dat hy Jesus verloon het. 3 maal het hy Jesus verloon, en 3 maal word hy gevra of hy Jesus liefhet. Ook by 'n vuur soos in die Binnehof, het hy dalk daar wat ons noem 'n déjà vu oomblik gehad, 'n herbelewenis van dit wat daar gebeur het in die Binnehof, en nou hierso by die vuur. Ons kan onsself die toneel voorstel. Jesus saam met Petrus en die ander disippels daar om die vuur, en besig om te eet, en voor almal word Petrus gekonfronteer oor sy liefde vir Jesus. Petrus doen 'n openbare verklaring oor sy liefde vir Jesus. Dit kom neer op hernieude volkome toewyding en trou aan die Here. Liefde in die antieke tyd het beteken dat jy absoluut getrou sal wees in jou verhouding met God en met ander. Dit is ook nie nou anders nie. Liefde vir God vereis absolute trou aan hom. Jesus se antwoord en opdrag aan Petrus is: Laat my lammers wei, laat my skape wei, pas my skape op. Die metafoor waarteen hierdie gebeure afspeel, is dat Jesus homself voorstel as beskermheer van sy skape. En nou gaan hy Petrus toevertrou met hierdie taak om te beskerm en te versorg. Petrus word dus heraangestel nadat hy aanvanklik baie ontrou was en onbetroubaar was. Petrus kry 'n nuwe kans. Hy is nou 'n nuwe mens. As die leier van die disippels wat dus weer 'n nuwe kans gegee word, hoeveel te meer sal Jesus dit nie vir elke gelowige doen nie? Ook vir my en vir jou. Hierdie is ook 'n bewys dat Jesus ons ontmoet op die plek waar ons is met ons geloofsreis. Al voel dit vir ons het Jesus teleurgestel, sien hy ons harte en sal ons altyd vergewe en aanvaar word, net soos Petrus. Ons kan ook sê: Here, U weet alles. Jesus, die goeie herder, verwag van Petrus en van ons om na mekaar om te sien. Jesus plaas opnuut die fokus op disippelskap. Ons is sy disippels. Ons moet mekaar ondersteun, hulp verleen en bystaan, fisies sowel as geestelik. Jy sien, die Here is anderster as ons, en hy hanteer ons anderster as wat ons dit sou doen. In Eksodus 34 vers 6 sê hy in soveel woorde vir Moses: Ek, die Here, is die barmhartige en genadige God, lankmoedig, vol liefde en trou. Daarom kom gee hy vir Petrus die geleentheid om sy liefde te bely, selfs al is dit gebrekkig, sodat Petrus sy kop kan optel en weer in sy posisie as disipel herstel kan word. In hierdie opstandingstyd besef ons opnuut ons gebrokenheid en ons afhanklikheid van God se genade. Dit is uit genade dat God die Vader sy Seun gestuur het, dat ons gered kan word. Ten spyte van sy foute, beveel Jesus nogtans vir Petrus om hom te volg. Dis hoe God is. Hy is 'n God van nuwe kansse. Daarom los hy nie vir Petrus nie, maar kom haal hom daar by sy skei.
en beveel hom weer, volg my. Dit is ook op ons van toepassing. Die Here sal altyd vir ons 'n nuwe kans gee, ten spyte van ons foute en tekortkominge. Wanneer ons ja sê op die Here se roepstem, soos Petrus, moet ons weet, ons kan en sal nie dieselfde bly nie. Ons gaan verander. God gaan ons 'n nuwe mens maak en toerus vir sy diens in sy koninkryk. Natuurlik, Petrus het nie gebly waar hy daai oggend was nie. Hy het opgestaan uit die stof. Die volgende wat ons van hom lees, is waar hy Pinksterdag onverskrokke voor duisende mense staan en verkondig dat Jesus die Here is. Petrus kon net tot op daardie punt kom het, deur die werking van die Heilige Gees. Hy is deur die Heilige Gees gelei en het gedoen wat Jesus van hom verwag het. Jesus herstel ons na mislukkings. Al voel dit vir ons het gefaal, om teleurgestel, skenk Jesus Christus aan ons sy genade. Hy is ook ons redder en verlosser. Al het ons hom verloon, neem jou toevlug tot hom en volg hom. God het sy seun gestuur, sodat ons 'n nuwe kans kan kry. In Christus is ons vrygespreek, wat vir ons 'n bevestiging is dat hy nooit ophou om ons weer 'n nuwe kans te gee, om tot bekering geroep te word nie. Ware liefde vir Jesus word in diensbaarheid gewys. Ons word geroep om mekaar te versorg, te help en te lei, soos Jesus ons roep om sy skape te versorg. Ons moet Jesus volg, ongeag met wat met ons gebeur, selfs wanneer dit vir ons voel dat ons hom teleurstel. Soos Petrus bereid was om sy lewe te gee vir sy geloof, wat toe ook op die ou end gebeur het, moet ons ook voluit leef vir Christus. Nadat Petrus vir Jesus gesê het dat hy hom liefhet, het Jesus hom herstel, 'n opdrag gegee en hom voorberei vir die toekoms. Hy het van 'n man wat Jesus verloon het verander in een van die grootste apostels in die geskiedenis. Hy het dapper gepreek en uiteindelik sy lewe gegee vir sy geloof. So moet ons ook nuwe kansse wat aan ons gegee word gebruik en tot eer van die Here lewe. Ware disippelskap is opofferend, maar die moeite werd. Vanoggend plaas ons onsself in Petrus se skoene en ons hoor Jesus se stem. Jesus vra vanoggend van ons 'n eenvoudige, maar 'n diep vraag. Het jy my lief? Het jy my lief? Het jy my lief? 3 keer vra hy dit, nie omdat hy onseker is nie, maar omdat hy ons harte wil aanraak. 3 keer die volmaakte getal, soos hy Petrus herinner hy ons ook. Ons het nie net 'n nuwe kans nie, maar 'n nuwe begin in hom. In Jesus Christus wat die dood oorwin het. Soos Petrus wat hom verloon het, roep Jesus ons om terug te keer. Nie in skaamte nie, maar in liefde. Wat is vanoggend jou antwoord? Kom ons gebruik die genade wat God ons elke dag gee. Kom ons wy onsself opnuut aan Jesus Christus toe. Kom ons kyk verby ons mislukkings. En met die opregtheid van ons hart antwoord ons soos Petrus. Ja, Here, U weet alles. U weet dat ek U liefhet. Amen. Kom ons bid saam. Here Jesus, help ons om soos Petrus opreg te kan antwoord. Ja, Here, U weet dat ek U liefhet. Gaan met ons hierdie toekoms in, Here, dat ons altyd so sal lewe. Amen.
As wegsending en slot sing ons uit Vonk 38. Mag die Here ons seën en ons beskerm. Mag die Here tot ons redding verskyn en ons genadig wees. Mag die Here al ons gebede verhoor en aan ons sy vrede gee. Amen.